skuif nader, want alles wat jy moet weet van kibermisdaad en kiberveiligheid gaan ons nou oor gesels van professor Basie van Solms. Nou hy's 'n navorsingsprofessor in kibersekerheid aan die Universiteit van Johannesburg se Sentrum vir Kiberveiligheid. Sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre prof. Goeiemôre aan jou en aan al die kykers daar buite. Dit is so lekker om vanoggend met prof te kan gesels en ek dink ons moet gesels oor die stand van kibermisdaad in Suid-Afrika. Kom ons begin daar, hoe lyk dit tans? Dit lyk bietjie donker sou ek sê. En dis nie net in Suid-Afrika nie. Ek dink die stand van kibermisdaad dwars deur die wêreld is besig om hand oor hand toe te neem. Dit raak een van die, of hulle beweer, dis die grootste vorm van misdaad, van onwettige transaksies in die wêreld. En hulle sê as jy kibermisdaad se omset bymekaar sit, dan is dit die derde grootste bruto binnelandse produk in die wêreld. So dit is nie net 'n paar rand nie, dit is op die oomblik wat my betref die grootste risiko vir besighede, vir state, vir nasies en vir my en vir jou. Jo, Prof Basie, hoekom is die gebruik van slimfone vir banksake so 'n groot risiko? Wel, omdat dat ons maar ook baie duidelik wees en regtig dis baie van ons gebruik ons slimfone en ons dink dit is maar net 'n gewone stukkie toerusting soos die ou telefone wat ons al die jare gebruik het. 'n Selfoon is nie net meer 'n selfoon nie, dis 'n rekenaar met 'n klomp toepassings op. En mense hanteer daai selfone uiters onverskillig. En hulle weet nie wat die risiko's is nie. So al meer en meer mense, jy is heeltemal reg, doen deesdae hulle banksaake op slimfone. Dis hoekom so baie slimfone gesteel word. Want jy moet aanvaar as die slimfoon gesteel word en die dief het toegang tot jou foon en tot jou toepassings, dan kan hy in teorie by jou banksaake uitkom. Ja. 'n Bietjie moeiliker is dit, maar daarom is die risiko's raak groter en neem kennis. Die slegte ouens raak al meer slimmer en al meer gesofistikeerd. Nou prof, daar was so 'n week of wat gelede 'n artikel net wat 24 wat gegaan het nou oor die nuwe rat of rot virus wat mense op jou foon kry. Wat presies is dit? Dis presies wat jy nou na verwys het. Die rot virus of die rat staan vir remote access Trojan. In ander woorde, die oomblik as hulle die kibermisdadiger daai toepassing op jou foon kan kry, en dis hulle hoofdoel, dan kan hulle jou foon oorneem. Dan kan hulle alles sien wat jy doen, alles hoor wat jy praat, alles sien wat jy intik, al jou toegangskodes, alles kry. En daarom het hierdie toepassing, want dit is maar net 'n toepassing, dit is 'n ander een, maar dit is 'n baie, baie gevaarlike een. En die groot uitdaging vir die kibermisdadiger is nou om jou te help of om jou hulp te kry om daai toepassing op jou foon af te laai. Hulle kan dit nie self direk sommer maklik doen nie. So daarom kry jy hierdie snaakse telefoonoproepe van vliegtuigkaartjies en spesiale aanbiedings en alles. En dan na 'n lang gesprek wil hulle hê jou toestemming hê, want jy moet toestemming gee dat hierdie toepassing op jou foon afgelaai word. En as hy eers daar is, dan het hulle volle beheer oor jou foon. Al skakel jy hom af, dan is jy eintlik nog dieper in die moeilikheid. En dit is skrikwekkend om te dink hierdie rot virus kan funksioneer binne in jou foon sonder dat jy noodwendig daarvan bewus is en hy het toegang tot jou kamera en al sulke dinge. Die eerste ding wat ek hoor hoe ons dit kan keer is moenie net enige toepassing op jou foon aflaai nie en ook moenie enige iemand glo wat jou bel nie. As jy dink dit klink verdag, sit neer en bel jou bank direk. Wat kan ons nog doen om te voorkom dat virusse soos hierdie rotvirusse uiteindelik op ons fone plek inneem? Baie goeie opmerking. Kom ons sê net vinnig, omdat soveel mense deesdae 'n slimfoon gebruik, is die aanslag op my en jou as eindgebruiker, want net ek en jy kan eintlik instrumenteel wees om daai toepassing te laai
soveel sterker. Daarom gaan jy die oproepe kry. My advies is net eenvoudig, sit die foon onmiddellik neer. Die oomblik as iemand met jou praat oor hy wil jou help of daar's fout of hy kan vir jou iets spesiaals doen, sit die foon neer. Kom ons wees minder naïef, minder goedgelowig, want ons weet die einddoel is om by ons uit te kom. Wat ek ook baie mense aanraai is, soos jy tereg sê, moenie hierdie vreemde oproep antwoord nie, pas jou foon op. Dit is werklik 'n kluis wat jy saam met jou dra. En die derde ding wat ek mense aanraai en wat ek al meer mense begin sien doen, is om 'n tweede klimfoon te kry, waarop jy net jou banktoepassing het. Jy gebruik hom uitsluitlik net vir banksaake. Jou ander foon gebruik jy om met jou maatjies te gesels en op jou sosiale netwerke rond te swerf ensovoorts. En op daai manier verminder jy onmiddellik jou risiko, want jou selfoon, jou bankfoon, as ons dit so kan noem, is baie meer beskerm, omdat hy nie ander dinge kan doen nie. Het ek dit reg dat indien jy so 'n virus op jou foon kry en hulle toegang tot jou bank kry, gaan jou bank jou nie vergoed as al geld gesteel word nie? Maar jy's absoluut reg so vroeg in die oggend. Absoluut, want die bank gaan sê, en die banke sê, en ek het heel wat gevalle van mense wat by my uitkom, en ook die bankombud gaan vir jou sê, dit is nie die bank se skuld nie, maar die bank se stelsel is nêrens gekraak nie. Die kubermisdadiger het nie in hulle layers en hulle databasisse ingegaan en jou data onttrek nie. Hulle het by jou data uitgekom by jou aantekeninligting met jou hulp. En dit beteken net eenvoudig jy was instrumenteel gewees om daai kubermisdaad te laat gebeur. So besef dit, jy is aandadig daaraan. En die bank, niemand gaan vir jou terugbetaal nie. Jy gaan daai geld verloor en daar's baie mense in die afgelope paar weke wat met hierdie virus Trian, hierdie rot baie geld verloor. So, moenie goed geloof, dis maar eintlik die belangrike ding. Deesdae in die kuberruimte en met kunsmatige intelligensie wat al meer gesofistikeerde dinge toelaat. Wees baie meer objektief oor wat jy doen, wat jy antwoord en hoe jy jou sake hanteer. En onthou ook, banke gaan nooit vir jou vra vir 'n OTP of vir jou vra om op 'n skakel te klik nie. So jy moet baie versigtig wees met sulke goeders. As jy onseker is, sit eerder neer en bel jou bank direk. Maar dan is daar ook 'n wonderlike ding wat ons almal moet kry as jy dit nie het nie, en dit is antivirus sagteware. As jy dan nou per ongeluk hierdie too good to be true vriendelike persoon aan die ander kant toegelaat het op jou foon en die virus is nou daar, en jy het goeie sagteware programmatuur, dan kan hulle dalk die rotvirus verwyder, nie waar nie? Absoluut. En is weer eens 'n baie belangrike opmerking. Ons moet besef dat as ons selfone gebruik op ons rekenaars of ons tabletrekenaars, dan is ons op die kuberhoofweg van die wêreld. Aan die ander woorde, almal kan basies sien in beginsel en ons swerf die hele wêreld vol. Maar net soos wat op enige snelweg moet jy die reëls van die pad ken, anders dan gaan jy 'n ongeluk maak. Moet jy die reëls van die pad ken as jy in hierdie kuberhoofweg van die wêreld wil gaan rondbeweeg. En deel daarvan is wees versigtig, beskerm jouself, moenie onverantwoordelike dinge doen nie. Weer eens, moenie goedgelowig wees nie. En dink op jou voete en ken die reëls. Verstaan dat hierdie is 'n kuberaanval. Jy's eintlik, en daar's baie navorsing wat gedoen word om eintlik vir my en vir jou, almal van ons, is besig om 'n kubermisdaadvegters te word. Want alles wat ons doen, moet in die lig staan dat ons beveg kubermisdaad teen ons. Want almal wil by ons uitkom en ons geld steel. So baie waar, ken die reëls van die snelweg, die inligtingsnelweg van die wêreld waarop jy elke dag beweeg. Prof Basie, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. So dit is so belangrik om mense bewus te maak. So ons waardeer jou tyd vanoggend. Baie dankie en baie sterkte vir almal daar buite. My advies is, wees versigtig, beskerm jouself,
Niemand anders gaan dit doen nie. Daar sê dit is dan Prof Basie van Solms en dit is as iets te goed om waar te wees, klink dan is dit heel moontlik as iemand jou bel en jy is onseker wie dit is, sit neer die foon. Ons is nou weer terug.